Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Nou ons is besig met hierdie baie belangrike Bybelse, maar ook kontroversiële saak van is daar so iets soos 'n uitverkiesing van die sondaar en wat sê die Bybel? Nou vriende, ons het gister vir u 'n hele klompie verse deurgegee, vir u gesê dat dit is belangrik om te sien dat daar niemand eendag voor God sal kan staan en vir hom kan sê, Here, ek het na u toe gekom vir redding en u wou my nie gehad het nie. Ons het gepraat van die paradoks wat daar is, want jy sien aan die een kant sê die Bybel daar's 'n ewige verkiesing van die sondaar, aan die ander kant praat die Bybel van die mense verantwoordelikheid. Net vir u gesê, een my gedagtes te Sondag om hierdie twee begrippe bymekaar uit te bring. En daarom kan ons nie die kind met die badwater uitgooi nie. Ons kan nie nou, omdat ons dit nie heeltemal verstaan, nou ewe skielik weggooi en sê, ons verstaan dit nie en nou glo ons nie daaraan nie. Vriende, as ons met oor die drie eenheid vanmôre moet praat, gaan nie een van ons die drie eenheid kan verklaar in sy wese nie. Tog het God hom geopenbaar as een God wat hom bekend maak in drie persone. Ons glo dit omdat die woord dit vir ons leer. En ons het gister 'n klompie verse hanteer. Vanmôre gaan ons nog 'n gedeelte of twee vir u lees en dan gaan ons 'n paar vrae hanteer wat aan my kant toe gekom het en glo ek dat ek vir u Bybelse antwoorde daarvoor kan gee. Nou die baie kontroversiële Romeine 9 wat sommige mense reken moenie eens in die Bybel staan nie. Hoe verwant kan 'n mens net nie wees om te sê dat hierdie gedeelte eintlik uit die woord uitgeskeer moet word nie? En dan is daar klomp wat praat, dis die uitverkiesing van nasies en dan is daar verskillende klomp valse verklaringe van die gedeelte. Kom ons laat die gedeelte vir onsself praat. Kom ek probeer nie iets inlees wat daar nie staan nie. Kom ek lees net vir u eenvoudig wat die teks sê en dan maak u hierdie saak in u hart voor God uit. Daar staan in die Bybel, daar staan in vers 10 van Romeine 9, want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader. En nou staan daar, want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskryf is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Jy moet hoor, dit is God se woord, vriende, opgeteken in die Bybel. Ek lees net vir u wat sê die teks. Nou kom die gedagte, want die meeste mense sê nou ook soos wat Paulus geredeneer het met hierdie mense, maar God is onregverdig as hy dit doen. En nou sê Paulus, wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Is God onregverdig? Paulus wil met 'n megafoon uitroep, nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hoor nou, so hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander een tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn vir die verderf toeberei is verdra het, juis om te bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid dat hy voorberei tot heerlikheid, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Vriende, hierdie gedeelte is vir die meeste 'n bitterpil om te sluk en ek verstaan nie hoekom nie. Jy sien, die probleem is dat die meeste mense eintlik 'n probleem met God het. Die meeste vra maar, wie dink God, wie is hy om sekere mense te verkies vir sy heerlikheid en ander mense te verwerp? En ek wil vir u vra dat u miskien u vinger op u mond sal sit, dat u nie te veel en te hard sal praat teenoor hierdie God en hy toornig word op jou nie. Psalm 2 sê, sluit vrede met hierdie seun, in plaas van dat jy in opstand kom teenoor dit wat sy woord openbaar. Vriende, nou is daar 'n paar gedagtes wat aan vore gekom het, waar mense vir my sê, luister, ja, okay, ons hoor wat sê die uitverkiesing, maar ons verstaan dit so. En dan verduidelik hulle dat die Here by die tonnel van tyd afgekyk het,
En hy het gesien dat op die 4de Mei 1989 sou Gerard Bekes my kies as verlosser en saligmaker en daarom het hy my gekies. Vriende, dis nie wat die woord vir ons leer nie. Want u sien, God het ook geweet wie hom nie sou kies nie. En tog skaap hy hulle. So, met ander woorde, ewe skielik is ek nie meer die held van my reddingsverhaal nie, maar God is die held van my reddingsverhaal. Want die Bybel sê hy het my voor die grondlegging van die wêreld uitverkies om sy kind te wees. Hy het my naam in die boek van die lewe van die lam geskryf voor die grondlegging van die wêreld. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien, wie is die held in ons reddingsverhaal? Nie ons nie, nie ons keuse nie, nie ons wonderlike inisiatief of dat ons briljant genoeg was om die evangelie te verstaan nie, maar dat God genadig en barmhartig was. Ag vriende, mense kom na my toe en sê vir my, maar dit is totaal onregverdig, dan vra ek hulle die vraag. Dan sê ek, was dit regverdig dat God die sondelose Here Jesus aan die kruis laat sterf het vir ons sondes? En dan wil mense gewoonlik nie daaroor redeneer nie. Dan sê hulle vir my, maar dit is nie dieselfde nie. Luister, die vraag is, as ons God van onregverdigheid wil beskuldig, was dit regverdig dat Christus vir die sondaar gaan sterf het? Vriende, die onskuldige het die sondedraer geword. Dis mos nie regverdig nie. So, kom ons los die redenasie van regverdig en onregverdig, want ons wat gered word, het hierdie heerlike genade ontvang, dat God Christus wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Ek het so daaraan gedink, vriende, ons wat met kinderhuise werk, en ek wil vra dat u 'n paar oomblikke sal dink oor hierdie saak wat ek vir u sê. Ons wat met kinderhuise werk en hierdie kinders, hierdie weeskinders in die kinderhuise sien. Daardie kinders begeer om aangeneem te word. En kom ons veronderstel daar is 80 kinders in die kinderhuis. En hier kom ek en Ethel in daardie kinderhuis in en ons praat so 'n bietjie met die maatskaplike werker en sê later, ons wil vir Sari en ons wil vir Kobus aanneem. Vriende, luister, is ons onregverdig omdat ons die ander 78 los? Is ons onregverdig omdat ons nie almal aanneem nie? Kan die ander kinders ons beskuldig van hardheid, van wreedheid, van onregverdigheid, omdat ons 2 van hierdie kinders aanneem en die res los? Ek wil hê jy moet begin logies dink oor hierdie saak. Waarom God van ewigheid af bepaal het om vir hom 'n bruid te kies, waarvan hy die initieerder is en waarvan hy die een is wat gesterf het aan die kruis om hulle te red, kan ek nie vir u sê nie. Al wat die Bybel vir ons leer, daar was baie volke in die Ou Testament en God het Israel verkies. En in Israel het hy vir hom 'n oorblyfsel gekies wat hy gered het, om sy kinders te wees, om sy bruid te wees. So ook, vriende, vandag in die ure en tyd waarin ons lewe, het die Here die magdom mense gesien en hy het vir hom 'n oorblyfsel kom kies, 'n bruid kom kies, 'n groep mense kom kies wat sy naam bely en vir hom lief is en hom as koning en heerser erken. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie saak sal sien vanuit die woord van die Here. 'n Saak wat vir my so uitgestaan het, vriende, die Bybel praat dikwels dat Christus vir hom 'n bruid gekies het. Hy praat van die bruid en die bruidegom. En die gedagte dat die bruidegom gekom het en die bruid het haar gereed gemaak. En toe het ek daaraan gedink, die dag toe ek my vrou gekies het om my bruid te wees, het niemand my beïnvloed nie. Niemand het vir my gesê, jy is onregverdig om vir Ethel te kies en nie vir Sari te kies nie. Niemand het gekom en gesê, luister, hoekom kies jy haar en wat is nou so besonder in haar en hoekom nou vir haar, hoekom nie vir die ander een nie. Maar ek het hierdie keuse uitgeoefen om my bruid te kies. Nou kom God en hy kies vir hom 'n bruid en hy het sy seun laat sterwe vir sy bruid om hulle te red, om hulle te heilig, om hulle voor te berei vir sy heerlikheid. En almal het 'n probleem met God. Daarom het ek vir u van die begin af gesê, die probleem is nie die uitverkiesing nie. Die probleem is ons haat die God van die Bybel, want hy is die soewereine God wat met die klei maak soos hy goed dink. En in sy volmaakte wese kan hy nooit van onregverdigheid beskuldig word nie. Want vriende, die Bybel sê dat dieselfde son laat die was smelt, maar die klei verhard hy. Dieselfde God van die Bybel red sommige en sommige sien hy oor. En hoekom weet ons nie? Dis nie onregverdigheid nie. Aan die een groep bewys hy genade en aan die ander nie. Waarom? Ek kan nie vir u verduidelik nie. Maar as u vanmôre wonder, is u 'n uitverkorene? Is ek dan deel van die bruid van Jesus? Vra ek vir jou, het jy al geroep om genade?
Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat jy verlore moet gaan nie, maar dat jy gered moet word. En ag vriende, jy moet tog nou nie, as die Bybel praat van die wêreld, die gedagte van die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad, nou ewe skielik elke mens daarin lees nie. Die Bybel is baie duidelik dat die wêreld verskillende betekenisse het, en dit kan ook baie duidelik mense uit elke bevolkingsgroep in die wêreld wees. God het vir hom 'n bruid gekies. Hy red sy bruid. En die Bybel sê maar in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, hoor nou, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En dan baie belangrik, hierdie geloof is nie 'n passiewe geloof nie, dis 'n aktiewe geloof. Iemand wat glo in die Here Jesus Christus en sy lewe verander nie, om God te verheerlik nie, is 'n leienaar. Ag vriende, ek het in my bediening al gesien, die opstand wat mense het teen God se uitverkiesing. Waarom? Want hulle probleem is met God self. Hulle het vir hulle afgod uitgekap uit klip. Soos die volk Israel hierdie goue kalf gemaak het, het hulle vir hulle 'n goue kalf gemaak. En hierdie goue kalf is een wat op die einde van die dag doen soos ek vir hom sê, optree soos ek vir hom sê, ek kan hom aanbid soos ek wil, en ek het geen saak daarmee nie. Die God van hemel en aarde is anderste. Hy is in beheer. Hy is God. Hy het sy seun gestuur om te sterf vir sy bruid. Sy bruid sal gered word. Aan die einde van hierdie lewe sal Christus 'n 100% suksessyfer hê. Daarom vriende, is hierdie God van die Bybel die een wat ons voorbuig. Daarom buig ons voor hom, die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En ons loof en ons prys hom dat hy vir ons geestelike lewe kom gee het. Ek sluit af met die baie besondere 2 Korintiërs 4 vers 6. Daar staan, want God wat gesê het, hoor nou, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Vriende, hoeveel aandeel het u en ek gehad in God se skepping? Het u en ek die mag gehad om te sê dat daar lig wees en daar was lig? Nee. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, God het uit duisternis lig gebring. En hy sê ons harte was verduister. Ons harte, vriende, was sondig. Romeine 3 gaan so ver deur vir ons te sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. So dit is hy wat in my duister hart moes inskyn om die lewe te bring. En daarom dank ons God vir ons redding. Ons roem nie op ons oorgawe nie, ons roem nie op ons kennis nie, ons roem nie op ons vermoëns, dat ons briljant genoeg was om hierdie verlossingsplan raak te sien nie. Ons roem in die Here. Want ag, Efesiërs 2 sê vir ons, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was. Geestelik was ons dood, deur die misdade en die sonde. En dan sê Efesiërs 2 vir ons, vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dis die gawe of geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek bly dat u 'n bietjie studie sal gaan doen hieroor, en dat u die knie sal buig voor die heilige God. Dis nie my leerstelling nie, dis nie Johannes Calvin se leerstelling nie, dis nie van die kerkvader se leerstelling nie, dis die Bybelse leerstelling. En kom ons vra die Here genade, dat ons nie eendag rebelle voor hom bevind sal word nie, maar diensknegte wat buig en sê, Here, al verstaan ons nie die volle omvang daarvan nie, weet ons u woord sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En ek weet, Here, as ek roep om genade, sal u ook my red en my hoor. En daarom dank ek u, Vader, dat u die een is wat die inisiatief geneem het deur u seun te stuur, om vir 'n helverdiende sondaar soos ek te sterwe, sodat ek deur geloof in u gered kan word en die ewige heerlikheid kan smaak. Vriende, mag die Here ons ryklik seën, mag die Here vir ons wysheid gee in hierdie saak. Groete, mooi dag verder, tada.